Hallo julle en baie welkom terug by ons klein groep lesse. Ek glo en vertrou dat julle opgewonde is vir die kwartaal wat voorlê. En julle sien uit vir dit wat God deur ons almal gaan kom doen. Nou ons is steeds besig met die reeks bergpredikasie en in hierdie geleentheid waar Jesus preek, preek hy vir die mense oor hoe die burgers van die koninkryk sal lyk. Hoe lyk 'n burger van die hemel of van die koninkryk? En Jesus kom en onder andere sê hy, gelukkig is hulle wat? Nou ek wil graag vir ons lees in Matteus 5 vers 8. Dit sê, geseënd is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien. Nou ons weet ook dat die woordjie geseënd vertaal kan word na die woordjie gelukkig, wat dan beteken, gelukkig is die wat, en dan sê hy, wat rein is van hart, want hulle sal God sien. Nou, Jesus sê, mense met rein harte, hulle sal gelukkig wees. Hoekom? Want hulle sal God sien. Nou, die betekenis van die Griekse woordjie hierso, rein, beteken opreg, om opreg te wees, om 'n opregte hart te hê. Die teenoorgestelde van 'n opregte hart is om valsheid in jou hart te verwelkom, om dit daar te behou. Opregte mense is voor en agter mense presies dieselfde. Jy kan hulle vertrou, hulle is altyd wie hulle voorkom om te wees. Hulle het nie 'n tipe van 'n valsheid wat hulle vir jou gee nie. Daar's geen voorgee nie. Valse mense dra maskers. Voor jou is hulle een mens, agter jou is hulle iemand anderste. En die woord vir maskers in die Griekse taal beteken om 'n akteur te wees. En nou 'n akteur gee voor. 'n Akteur is iemand wat voorgee om hierdie persoon te wees of daardie persoon te wees. Maar hulle is nie eintlik van binneste af daardie persoon nie. Dit is om voor te gee, jy is iemand wie jy nie regtig is nie. Die vraag wat ek vandag vir jou het jy al voorgegee om iemand te wees wie jy nie regtig is nie? Het jy al voorgegee dat jy okay is met iets waarmee jy nie regtig saamstem nie? Het jy al voorgegee dat jy emosioneel of geestes gesond is, maar jy is nie eintlik nie? Om voor te gee is 'n baie gevaarlike leefwyse wat ons kan aanneem. Voorgee lei tot valshede, en valshede is die teenoorgestelde van opregtheid. Die Here roep my en jou om opreg te wees, om reine harte te hê. Jesus kom hierso in die bergpredikasie en hy kom en hy gee vir ons riglyne van hoe dit lyk om gelukkig te wees. In vandag se teksvers sê hy, gelukkig is die wie rein van hart is. In 'n ander geleentheid, die riglyne wat hy vir ons gee, sê hy, gelukkig is die wie arm van gees is, wat sagmoedig is, en die wie honger en dors na geregtigheid voor die Here. So wat beteken dit? Jesus verduidelik dat geluk die resultaat is van karakter en leefwyse. Dat geluk nie die resultaat is van materialistiese besittings nie, maar dit kom van karakter en van 'n leefwyse. As ons graag bonatuurlike geluk wil beleef, moet ons verstaan dat die hart 'n groot deel daarvan uitmaak. Want dit is in die hart wat karakter en leefwyse gekweek word. Hoor wat sê dit hierso in Spreuke 4 vanaf vers 23, het sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Hoor hoe eenvoudig, maar ongelooflik waar is daardie vers. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want jou hele lewe
word bepaal daarvan af. Daarom kom Jesus en hy sê, jy moet 'n reine hart hê, jy moet 'n opregte hart hê vir jou om ware geluk te ervaar. So die hart van die mens is die middelpunt van hulle lewe. Is die middelpunt van hulle bestaan. En wie ons is, dit is vanuit die hart wat karakter en leefwyse gekweek word. Dit is vanuit die hart wat ons dink, doen en sê. So, wat is 'n rein hart? Nou, 'n rein hart is 'n opregte en eerlike hart, wat hom nie besig hou met valshede nie. 'n Hart wat waarheid soek en God se aandag, teenwoordigheid en wil soek. 'n Rein hart is om eerlik te wees met wat regtig aan die binnekant van ons menswees aangaan. 'n Opregte rein hart verwys nie noodwendig na 'n sondelose hart nie, maar wel na 'n mens wat soek, wat streef om sondeloos te lewe. Ek wil graag Dawid se geval gebruik om 'n opregte hart teenoor 'n sondelose hart te verduidelik. Nou, ons is bewus dat Dawid 'n man na aan die Here se hart genoem word. Ons is ook bewus dat Dawid nie altyd gehoorsaam was teenoor die Here nie. En hy het baie kere ongehoorsaam opgetree. Met sy geval met Batseba het hy oorspel en moord gepleeg. Steeds is hy genoem na 'n man na aan die Here se hart. Maar hoe? Hoe was hy steeds, na oorspel en moord, was hy steeds genoem 'n man na aan die Here se hart? Die ding is, Dawid was nie onskuldig nie. Hy was ongehoorsaam, maar hy was opreg en rein van hart. Hoe? Dawid was nie skaam om te verklaar wanneer hy op onreg opgetree het nie. Hy het nie voorgegee om iemand te wees wie hy nie is nie. Hy het nie voorgegee dat hy alles reg doen wanneer hy het nie alles reg gedoen het nie. Toe hy aangespreek is dat hy onreg opgetree het, het hy verklaar: ek was verkeerd teenoor die Here. Hierdie opregtheid, reinheid van hart het hom baie naby aan die teenwoordigheid en die hart van die Here gebring, waar hy natuurlik bonatuurlike geluk ervaar het. So kom ons gaan gou weer terug na die teksvers van vandag. In Matteus 5 vers 8, dit sê, geseënd is die, of gelukkig is die, wat rein is van hart, want hulle sal God sien. So met reinheid en opregtheid van hart, kom daar iets anders. Ons kan God raak sien. Wanneer daar binne my en jou 'n opregte hart gekweek word, begin ons God raak sien. Nou wanneer ons God begin raak sien, gebeur daar 3 dinge met ons. Die heel eerste ene, ons word in God se teenwoordigheid toegelaat. Wanneer ons eerlik is oor ons tekortkominge, wanneer ons eerlik is oor ons onheil en ongeregtige, ongehoorsame harte, laat God ons toe in sy teenwoordigheid. Wanneer ons eerlik en rein is oor dit wat ons doen en nie doen nie, laat God ons toe om in sy teenwoordigheid te kom. Maar wanneer ons jok, wanneer ons vals is, wanneer ons voorgee dat ons iemand is wie ons nie is nie, kan God ons nie in sy teenwoordigheid toelaat nie, want hy kan net iets vergewe en vernuwe wat ons kan aanvaar en verklaar. So heel eerstens, wanneer ons 'n opregte hart het, verklaar ons dat ons nie goed genoeg is nie, ons het foute en ons is onheil. Dan maak God ons reg, maak ons skoon en sit ons in sy teenwoordigheid. Die tweede punt is, ons beleef sy heerlikheid direk. Nou ons weet dat die woord sê vir ons, eendag gaan ons in die hemel wees en ons gaan sing, heilig, heilig, heilig. Want ons gaan besef
Wat is God se heerlikheid? En wanneer ons God se heerlikheid besef, gaan ons niks anderste as kan om te sing, heilig, heilig, heilig nie. Nou vir ons wat kan verklaar van 'n binneste af dat ons val kort, ons is sondig en ons het die Here nodig, gee die Here vir ons 'n amper 'n voorsmaakie van hierdie heerlikheid wat gaan kom. Hy gee vir ons 'n voorsmaakie van hoe dit voel om in God se heerlikheid te wandel. So ons beleef sy heerlikheid direk van hom af, wanneer ons kan verklaar, wanneer ons 'n opregte hart het. En dan laastens, is ons sien God wanneer ons vertroos word deur sy genade. Jy sien, wanneer ons kan verklaar en aanvaar dat ons is onheil, wil hy graag aan ons voorsien. Dit wat ons nodig het om deur ons situasie te kom, maar ook om heilig te word, soos wat hy heilig is. Nou, wanneer ons in situasies is waar ons deur moeilike tye gaan en wanneer ons in nood is, wil God aan ons voorsien wanneer ons opregte harte het. Wanneer ons dan rein is van hart, sien ons hoe God in ons lewens beweeg, hoe hy vir ons as mense voorsien. En wanneer hy voorsien, sien ons sy genade raak. So wanneer ons kan verklaar en aanvaar dat ons onheil is en met opregte harte na die Here toe gaan, tree hy vir ons in 'n bo-natuurlike manier. En dit is wanneer hy vir ons bo-natuurlik intree, wat ons ware geluk ervaar. Nou, waar begin ek en jy om God te sien? Wat dit beteken is, waar begin ek en jy om 'n reine hart te ontvang? Nou, reinheid kom net van die Here af. Net die Here alleen kan vir ons hierdie reinheid gee. Maar die woord sê vir ons, hy wil dit vir ons gee. Met dit wat Jesus op die kruis gedoen het, het ons genoeg bewyse dat hy vir ons is en nie teen ons nie. Daarom kan ek en jy wat sondig is, kan ons bid en vra, Here, maak my rein en hou my rein. Maak my rein en opreg van binnekant af en hou my rein en opreg van die binnekant af. Reinheid kom wanneer ons afhanklikheid van die Here begryp en op hom staat maak alleenlik. Ek wil graag met die 2 volgende verse afsluit en ek wil jou bemoedig om hierdie verse in jou gedagtes te behou met die oog om jou hart te vernuwe. Ek lees vir ons hierso. In Psalm 51 vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. En Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Met hierdie in gedagte, kom ons beweeg nou in die vrae in, kom ons bespreek dit lekker saam, tot volgende keer, totsiens.